nie aangegaan nie. Okay, nou moet ek weer van vooraf begin, ek dog ek het op play gedruk. Goed, so wat nou gebeur is, tydens 'n chemiese reaksie, het jy reagense, en hulle is in sekere verhoudings met mekaar verbind. So vir daardie bindings om te breek, vir 'n reaksie om plaas te vind, sodat nuwe produkte kan vorm, moet daardie reagense energie opneem, sodat die bindings gebreek kan word. Dan kry ons hoë energie toestand wat tydelik is, né? Hulle gaan nie daar bly nie, want ek wil produkte hê wat vorm. So dis 'n hoë energie toestand, dis 'n tydelike toestand, en dis die oorgangstoestand tussen die reagense en die produkte, waar die deeltjies dan hulle self gaan herorganiseer ten opsigte van mekaar en na mekaar toe gaan beweeg om vir my die produkte te vorm. En vir daai deeltjies om nou van 'n hoë energie toestand te gaan na 'n laer energie toestand waar die deeltjies dan bind met mekaar, moet energie afgegee word. Nou ons kry twee soorte reaksies. Jy kry 'n eksotermiese reaksie. 'n Eksotermiese reaksie is waar jy nie so baie energie opneem nie, maar baie meer energie afgee wanneer die produkte gevorm word. En dit noem ons, gewoonlik is dit spontane reaksies, né? Jy voeg net die reagense by mekaar, hulle neem intern energie op, en hy vorm vir my produkte, en een van die produkte by eksotermiese reaksie is dan energie, né? Want hy gee meer energie af as wat hy opneem. Die endotermiese reaksie is gewoonlik jou nie spontane reaksies. Dis reaksies waar jy byvoorbeeld 'n vlammetjie onder jou reagense moet gaan sit. So jy moet hom 'n bietjie aanhelp vir jou reagense, sodat hulle energie kan kry en die deeltjies weg van mekaar kan beweeg, om dan die geaktiveerde kompleks te bereik, né? Ons hoë energie toestand wat onstabiel is. En dan beweeg die deeltjies weer nader aan mekaar, maar hulle gee nie so baie energie af nie, want hulle is nie spontaan nie. So wanneer hulle na mekaar toe beweeg, gee hulle nie soveel energie af soos wat hulle opgeneem het nie, en dis 'n endotermiese reaksie. Dan moet jy die twee grafieke kan herken. Okay, wat staan op hierdie kant van die grafiek? Potensiële energie van die deeltjies, en hierdie is my reaksieverloop. Goed, en dan kies ons 'n punt op ons potensiële energie, en ons sê dit is waar ons reagense, waar hulle energie lê. Okay, so hierso lê my reagense. Nou gaan hulle met mekaar begin reageer, so wat doen hulle? Hulle neem energie op, neem energie op, tot by daai punt wat die geaktiveerde kompleks genoem word, en dan, daar is die geaktiveerde kompleks, dan herorganiseer daardie deeltjies hulle self ten opsigte van mekaar, en hulle gee energie af, om dan by die produkte uit te kom. Nou die grafiek wat ek hier geteken het, is 'n eksotermiese reaksie, né? Wat kan ons alles uit hierdie grafiek uit aflei? Ons kan sien, hier is die energie van my reagense, hierso is die energie van my produkte, en my produkte se energie by 'n eksotermiese reaksie is laer as my reagense se energie. Jy sien dit op die grafiek. Daar's niks snaaks daaraan nie, né? Hierdie energie wat jy moet opneem om die geaktiveerde kompleks te bereik, noem ons die aktiveringsenergie, EA, né? Aktiveringsenergie. Hierdie punt is my geaktiveerde kompleks. Dis daar hulle mekaar soen, né? Meisie en seun, né? En dit is 'n hoë energie toestand, dis baie onstabiel, en dis die oorgangsfase tussen jou reagense en jou produkte. Dan word daar energie afgegee, en daar's nou nie 'n spesifieke naam daarvoor nie, om die produkte te vorm. Goed, dan kry ons nou hierdie gedeeltjie, hierdie energieverandering tussen reagense en produkte, wat ons delta H noem, of ons noem dit enthalpie van die reaksie. Delta H of enthalpie. By 'n eksotermiese reaksie is delta H altyd kleiner as 0 of negatief, né? Kleiner as 0 of delta H is negatiewe waarde. Okay. Dis jou eksotermiese reaksie. By jou endotermiese reaksie, wat nie spontane reaksies is, het ek my potensiële energie teenoor my reaksieverloop. Okay, ek sien wel, as van die reaksieverloop. Ek begin weer met my reagense, hulle lê op 'n sekere energievlak. Hulle neem energie op om die geaktiveerde kompleks te bereik, en dan gee hulle energie af om produkte te vorm. Okay. 'n Endotermiese reaksie is jou aktiveringsenergie baie meer
as die energie wat afgegee word deur die reaksie, omdat dit 'n nie spontane reaksie is, want jy moet energie gee vir die reaksie om plaas te vind. Weereens, die verskil in energie tussen die reagens en produkte noem ons delta H, of ons noem dit die entalpie. En in hierdie geval gaan delta H altyd positief wees of groter as 0. Groter as 0, of hy gaan 'n positiewe waarde hê. Okay. So dit was jou graad 11 werk. Wat ons gedoen het, ons het net na hierdie twee grafieke gekyk, en dan wat ons daarbey gedoen het, is ons het geleer, wat gebeur as jy 'n katalisator byvoeg? As ek nou die reaksie vat, en ek wil die reaksie vinniger laat plaasvind, dan kan ek 'n katalisator byvoeg. 'n Katalisator versnel die reaksietempo, maar neem nie self deel aan die reaksie nie, nee. Dit is soos as jy op 'n atletiekveld hardloop, en die toeskouers skree en hulle moedig jou aan, dan kry jy meer energie en jy kan vinniger hardloop en jy is vinniger klaar met die wedstryd. Nou dis presies wat 'n katalisator doen. Hy moedig hierdie reaksie aan, nee. En al wat hy gaan doen is, hy verlaag jou aktiveringsenergie. So dan lê my aktiveringsenergie net tot daarso. So hy verlaag die aktiveringsenergie en ek bereik vinniger die punt waar my produkte gevorm word. Sien julle hierdie rooi? Hoop julle sien hierdie rooi. Julle maar hierdie op die televisie sit, julle gaan dit nie op julle selfone kan kyk nie. Okay. Selfs met hierdie enetjie. As ek 'n katalisator byvoeg, al wat hy doen is, hy verlaag die aktiveringsenergie, sodat ek vinniger by my produkte kan uitkom. Goed. Hierdie was julle graad 11 werk gewees. So wat jy nou moet doen is, jy moet daai aantekeninge gaan deurlees. Ek sal gou saam met julle net al die definisies deurgaan wat jy moet ken. Eerste plek is moet jy weet wat is reaksiewarmte, met ander woorde hierdie delta H, né? Definisie sê daar, dit is die netto verandering in die potensiële energie van die stelsel. Sê julle so, dis die verandering in die potensiële energie van die stelsel. Netto beteken net totaal, né? Hierso, die netto verandering in die potensiële energie van die stelsel. Wat is 'n eksotermiese reaksie? Dis 'n chemiese potensiële energie verander in termiese energie. Hulle skryf 'n bietjie anders daarso, so jy moet hom maar so leer. Onthou, hierso by 'n eksotermiese reaksie word daar ook hitte gevorm, termiese energie gevorm. So 'n eksotermiese reaksie vat jou potensiële energie en dit verander dit in termiese energie. Jou endotermiese reaksie is 'n nie spontane reaksie, soos ek net al vir julle gesê het, jy moet 'n vlammetjie onder jou reagense gaan sit, sodat hulle met mekaar reageer. So met ander woorde, 'n endotermiese reaksie is waar termiese energie omgesit word in potensiële energie. Okay. Goed, identifiseer dat die breek van bindings energie absorbeer en dat die formasie van die bindings energie vrystel. Jy hoef geen berekeninge te doen nie. Identifiseer dat 'n sterker binding meer energie benodig om te breek en meer energie vrylaat wanneer dit vorm. Okay, so as ek nou hierso 'n binding het, mooi binding tussen twee atome het, en dis 'n baie sterk binding daai, dan gaan ek baie meer energie moet gee vir. So my aktiveringsenergie gaan baie meer wees. Maar wanneer ek nou, hierso het ek nou geaktiveerde kompleks gehad, hierso is twee swart atomies, hulle tweetjies moet nou met mekaar verbind, maar die binding tussen daai twee, wanneer hulle met mekaar verbind, is 'n baie sterk binding. So met ander woorde, dan moet hy baie energie afgee vir daai binding om so sterk as moontlik te wees, dat daai twee atoomies so naby as moontlik aan mekaar kan sit. Okay, en dan moet jy weet dat 'n endotermiese reaksie se delta H positief is, groter as 0 is, en 'n eksotermiese reaksie se delta H kleiner as 0 is of negatief is, né? Dan 'n eksotermiese reaksie stel hitte vry en dis sal die temperatuur van die omgewing verhoog, né? Want jy gaan die hitte voel. As jy 'n proefbuisie vashou en daar vind 'n eksotermiese reaksie plaas, gaan jy voel dat die proefbuisie warm word. By 'n endotermiese reaksie gaan jy, as jy daai proefbuisie vashou, en ons weet nou dat dit is 'n endotermiese reaksie waar daar minder energie vrygestel is wat opgeneem is, né? So dan gaan jy voel dat jou houertjie koud word. Okay. Goed, en dan aktiveringsenergie. Ek wil net hier met die SAGS dokument aanskuif. Definisie van aktiveringsenergie, dis die minimum energie. Sonder 'n katalisator is daai my aktiveringsenergie. Met 'n katalisator is daai my aktiveringsenergie. Maar dis die minimum hoeveelheid energie wat jy nodig het vir 'n reaksie om te begin. Okay? Of die ander manier hoe jy dit kan sê, dis energie benodig om die geaktiveerde kompleks te bereik, né?
energie nodig om by jou geaktiveerde kompleks uit te kom. Goed, en dan moet julle hierdie energieprofiele kan teken, interpreteer, kan sê wat delta H is, waar is jou aktiveringsenergie, waar is jou geaktiveerde kompleks, waar is jou reagense, waar is jou produkte. Onthou nou, as jy hom van links na regs kyk, in hierdie geval is dit 'n eksotermiese reaksie. Die voorwaartse reaksie is eksotermies. As jy hom van regs na links lees soos die Chinese, dan is dit 'n endotermiese reaksie. So dit is dan 'n terugwaartse reaksie. Die voorwaartse reaksie is eksotermies, die terugwaartse reaksie is endotermies. OK. En dis wat julle in graad 11 gedoen het. So wat ek wil hê julle moet nou doen is, julle moet nou julle skrifte vat, julle handboeke vat, en 'n bietjie gaan kyk na die oefeninge wat ons gedoen het, en dit 'n bietjie deurwerk, voordat julle dan aangaan na die volgende gedeelte toe.